aangetrek. Die van die wat op die gesondheidsbediening groep is, sou gesien het, dit is vandag Rooi Sabbat, dit is ons konferensie se Rooi Sabbat. En dit gaan oor verslawing, die fokus is op verslawing. En ek het ook daar 'n aanbieding gedeel oor energiedrankies, wat as jy dit nog nie gelees het nie, gaan kyk gerus daarna, dit is interessant. Ja, you can put on the presentation, thank you so much. So ek het gedink vanoggend sal ek bietjie praat oor hierdie. Ons almal weet wat dit is. Almal weet? Goed. So ek het gedink ek sal vanoggend praat oor, dis seker nie meer so nuut nie, maar dis nuwer as sommige ander verslawende middels wat tans op die mark is. En ek het gedink dit sal goed wees, dit was vir my interessant om net daaroor te gaan oplees. En ek het gedink dit sal goed wees as ons dit bietjie kan bespreek en net bietjie meer leer oor hierdie tema van e-sigarette, of soos baie mense dit noem vape. Eintlik, soos ek gelees het, is die e-sigaret is die toestel, so maak nie saak hoe hy lyk nie, en vape is die aksie om dit te rook. Maar baie mense praat van die toestel as 'n vape, so ons gebruik dit maar op dieselfde manier. En am I pointing it in the right direction, Nathan? Up? Down? Oh, am I? Thank you. Verkeerde pyltjie. Alright. So die beginsel van hierdie e-sigarette, maak nie saak hoe hulle lyk nie, of hulle nou soos 'n regte sigaret lyk, of so 'n toestel soos daai reghoekige ene. Basies het jy 'n battery daar binne wat meeste van die tyd herlaai kan word, of as dit nou 'n enkel gebruik een is, dan gooi jy hom na die tyd weg, en dan het hy 'n vloeistof daar binne, gewoonlik so 1 tot 2 ml vloeistof, en die vloeistof word dan nou verhit deur die battery, en dan is daar 'n atomizer, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, wat dan nou 'n aerosol veroorsaak. So dis eintlik nie stoom wat jy inasem nie, alhoewel dit verhit word, dis 'n aerosol, nê, wat jy inasem dan nou deur die mondstuk. So dit is basies hoe die e-sigarette werk. Net sulke vinnige statistieke, omtrent 35 miljoen mense wêreldwyd gebruik hierdie toestelle, baie minder mense as wat sigarette rook, maar nog steeds 'n groot getal, nê. En ons sal 'n bietjie verder na die statistieke kyk, maar dit is baie meer algemeen onder jong mense. So van ouderdom 18 af, maar natuurlik jonger ook. Goed, so ek deel hierdie grafiek, dit is van die Centers for Disease Control, en hierdie is Amerikaanse statistieke, en as jy kan sien, daarso is die ouderdomsgroepe, dis nou 'n bietjie klein, daar is vir al die ouderdomsgroepe saam, daar is 45 en ouer, 25 tot 44 en 18 tot 24. So dis natuurlik die ouderdomsgroep wat die meeste hierdie e-sigarette gebruik, en daardie is die mans, daardie is die dames, so is nie 'n groot verskil tussen die twee nie, maar dis ons jong mense wat dit gebruik, so baie minder van die ouer mense wat dit gebruik. En die Suid-Afrikaanse statistieke waarna ek gekyk het, reflekteer dieselfde soort tendens. Dis ook ons jong mense wat dit gebruik. Nou, hierdie grafieke doen net aan van 18, maar dis natuurlik, dit word al hoe meer algemeen onder ons tieners ook, om hierdie toestelle te gebruik. Het sy wettig of nie, hulle kry dit in die hande. Goed, so, dit is nou 'n bietjie klein, so ek gaan maar net so ietsie verduidelik hierdie 'n prent hier so kom van Kansa af. So hierdie is gebaseer op Suid-Afrikaanse data. Dis redelike onlangse, ek dink 2019 of 2020 Suid-Afrikaanse data. En ons kan sien daar sê hulle 5%. Did I do something wrong? Okay, thank you. So 5.5% van stedelike Suid-Afrikaners gebruik op 'n gereelde basis e-sigarette. Dit is die statistieke wat hulle gehad het.
En van daai 39 het 39% gesê hulle het nog nooit gewone sigarette gerook nie. So met ander woorde, hulle het begin met e-sigarette en 61% het eers gewone sigarette gerook en toe het hulle oorgegaan na die e-sigarette toe of beide gerook. So baie mense gebruik beide. En dan van die wat gesê het hulle het begin met die e-sigarette, kan jy daar sien 19% van hulle het toe gewone sigarette daarna begin rook. So dit was so half 'n brug na die gewone sigarette toe en 88% van hulle toe hulle later weer terug gaan het nog steeds gewone sigarette gerook nadat hulle begin het met die e-sigarette. En dan daar kan jy sien die meerderheid 81% het nie oorgegaan na gewone sigarette toe nie. As ons dan net na die volgende een kan kyk, hierso sien ons nou dat dit is gewone sigarette. So 17% van Suid-Afrikaners, amper 1 in 5, rook gewone sigarette of het al in hulle lewe op 'n gereelde basis gewone sigarette gerook. En dan kan jy daarso sê 17,3% van hulle het toe e-sigarette begin rook en van hulle het 13% het toe opgehou om gewone sigarette te rook nadat hulle met die e-sigarette begin het. Maar 79% van hulle het nog steeds gewone sigarette gerook nadat hulle met die e-sigarette begin het. So ek dink die twee punte wat die take-home is daarso, van die persone wat glad nie gerook het nie om mee te begin, het 19% gewone sigarette begin rook nadat hulle met e-sigarette begin het, en van die persone wat e-sigarette begin rook het nadat hulle reeds gewone sigarette gerook het, het net 7% later opgehou om sigarette te rook. En ek noem dit want een van die mees algemene redes wat ek hoor, mense vir my sê hoekom hulle vape, is omdat hulle wil ophou rook. En die vraag is dit regtig 'n manier om op te hou rook? Nou dit is waarvoor dit aanvanklik ontwerp was. Maar toe dit aanvanklik ontwerp was, was daar geen geurmiddels nie. Dit was nie veronderstel om 'n plesierige ondervinding te wees nie. Dit was net veronderstel om dit vir jou makliker te maak, maar so met die tyd het kapitalisme die goed beet gekry en hulle het gesê kom ons maak dit aantreklik en lekker om te gebruik en nou is dit baie algemeen beskikbaar en soos die statistieke hierso voorstel, is dit nie 'n effektiewe manier en ook nie 'n geregistreerde manier om op te hou rook nie. So die vraag wat ek aan u sal stel, wat is dan beter? Is dit beter dat ons gewone sigarette rook of e-sigarette rook? So ek sal net so 'n bietjie meer inligting gee oor e-sigarette. Interessant, daar was analises gedoen en ek kan met daardie studies deel waar die vloeistowwe en hierdie dampe van die e-sigarette geanaliseer was om te kyk wat alles daarin is. En ongeveer 2000 verskillende chemikalieë is gevind in hierdie vloeistowwe. 'n Klomp van hulle onidentifiseerbaar. So hulle het nie geweet wat dit is toe hulle dit kry nie. Hulle weet nie. So as ons nie weet wat iets is nie, weet ons ook nie wat dit aan ons gaan doen nie. So ons sal sien, ons sal met die tyd leer, nê, want ons weet nog nie. Maar net om nou in sigarette word daar baie meer chemikalieë opgetel, gewone sigarette so 5 na 7000 in meeste studies. Natuurlik sien ons ook in die e-sigarette industriële chemikalieë en interessant kafeïne. So aanvanklik het hulle gedink die kafeïne is net in die e-sigarette wat byvoorbeeld koffiegeur of sjokoladegeur of so is, maar hulle het dit toe nou opgetel in sommige ander wat nie daai geure is nie. En ek meen, hulle is nie seker of dit opsetlik gedoen word nie, maar dis gevind. So dis nou nog 'n interessante ding om te weet. Plaagdoders gevind in die vloeistof en dan interessant, sommige van die geurmiddels wat hulle gebruik, was gevind om toksies te wees vir ons longe. So die ding wat dit nou lekker maak vir baie mense, is dit wat baie keer die probleem dan nou is. Dit bevat natuurlik ook nikotien. Nou, ek het dit daar opgesit, want ek dink dis goed om te weet hoeveel nikotien. Nou natuurlik, mens moet lees op dit wat jy koop, dit sal vir jou sê, wat is die konsentrasie van die nikotien daarin,
Maar oor die algemeen as mense 'n gewone sigaret rook, kry jy so 'n milligram oor die algemeen nikotien in. So hierso met een so toestel, die regulasie sê 1 tot 2 milliliter van hierdie vloeistof en die konsentrasie kan so ongeveer 20 milligram per milliliter nikotien wees. So een so toestel sal dan so 1 tot 2 pakkies sigarette se nikotien in hom hê. So natuurlik hoeveel nikotien jy inkry gaan afhang van hoe gereeld jy dit inasem en hoe vinnig jy deur daai 2 milliliter vloeistof werk. Maar dit is nie minder nikotien as sigarette nie, as ons dit so kan stel. Dan vroeë data het getoon dat daar 'n moontlike assosiasie was met asma en kroniese longsiekte en ek het so 'n bietjie gekyk vanoggend na 'n meer onlangse studie, 2020 waar daar ook verdere inligting dan nou was rondom die feit dat dit lyk asof e-sigarette min of meer dieselfde effekte op ons hart, kardiovaskulêre stelsel en ons longe het as gewone sigarette. En dan het ek die laaste punt daar wat ek gesit het is EVALI of hoe ook al mense dit wil sê, maar dit staan vir e-cigarette or vaping product use associated lung injury. En dit is 'n kollektiewe term vir verskillende soorte longsiektes wat ons kan kry weens die gebruik van e-sigarette. Ek noem spesifiek 3 daarso. Acute respiratory distress syndrome, hypersensitivity pneumonitis en bronchiolitis obliterans. Nou dis klomp woorde wat mense waarskynlik nie gaan onthou nie, maar dit kom daarop neer dat al hierdie veral ARDS en bronchiolitis obliterans of waarvan u dalk al gehoor het, springmielielong, popcornlung, kan beide baie ernstige gevolge hê. Het baie kere sorg in 'n intensiewe eenheid nodig en kan dodelik wees. So ek wonder, ek dink meeste van ons het al gehoor van springmielielong of popcornlung. Het enigiemand 'n idee hoekom dit popcornlung genoem word? Enigiemand al daarvan gehoor? Klink nou 'n vreemde ding, maar daar kan jy sien in die longe het ons hierdie klein lugweë, so die vertakkingkies van die lugweë en dan kom ons by die kleinste deel en jy sien dat jy kry basies 'n swelling aan die binnekant van daai lugweg. So jy kan sien hoe dit die deurvloei en die absorpsie van suurstof daar gaan affekteer. En is belangrik om te weet dat dit baie keer 'n kroniese toestand word. So dis nie oor die algemene omkeerbare toestand wanneer jy dit het nie. Die rede hoekom dit popcornlung genoem word is oor hierdie was die eerste keer gesien in mense wat in microwave popcorn, springmielie-fabrieke gewerk het. En hulle het die asetiel ingeasem en hulle het popcornlung gekry. So hulle het nou opgehou om dit in die springmielies te sit, maar het nie opgehou, hulle sit dit in die vape. So ons asem dit daarin. So dis hoekom dit popcornlung is. Dit was vir my ook interessant om te leer. So watter opsie is beter? Moet mens eerder sigarette rook of e-sigarette? Wie wil sê? Tannie Anne-Marie, glad nie. Nie een van die twee nie. Enigiemand anders? Between a rock and a hard place. Ja. So ek meen, as 'n mens gaan kyk, daar is op hierdie stadium is daar die opinie dat as jy dan nou een van die twee gaan doen dan eerder die e-sigarette omdat jy aan minder chemikalieë blootgestel word, maar ek dink dit is dalk nie die veiligste ding om te sê nie, omdat ons nie weet wat alles daarin is nie. So ja, ek stem saam met die antwoord, ons moet nie een van die twee gebruik nie. Michelle, you wanted to say something? Yeah, so it's interesting. There seems to, I don't have particular statistics, but what I read about it is very mixed. So there is potential harm in secondhand smoking, and I don't believe we should be smoking it in public places. But there's not as much research as on normal cigarettes, as far as that's concerned, that I could find. Yeah. So ja, definitief nie een van die twee nie. Ja.
And I've heard some similar. No, that's not what we said. Okay. All right, yeah, and I think what you've shared is similar to what other people have said, is that they found it much more difficult to quit the e-cigarettes. That's probably going to be different for everyone, but there are quite a lot of people who share that experience. En ek sal net 'n paar kort gedeeltes deel. Ons is ook uit tyd uit. Net om ons te herinner, ons ken almal hierdie verse, maar net 'n herinnering. En veral in die lig daarvan dat hierdie middel so algemeen is onder ons jong mense. Ek dink almal van ons hier behoort bekommerd te wees oor die feit dat ons tieners hierdie goed in die hande kry, en wat veral algemeen is onder hulle is die wat single use is. So met ander woorde, jy gebruik hom en jy gooi hom weg en jy hoef hom nie by die huis weg te steek nie. Jy kry net môre weer 'n nuwe een. Dit is kommerwekkend om te dink dat ons jong mense blootgestel word aan hoogs verslawende middels. En ons moet regtig bid vir ons jong mense, en die rede hoekom ek ook hierdie aanbieding gedoen het is om ons almal te bemagtig met inligting wat ons kan deel. Daar's baie mense wat nog dink hierdie goed is skadeloos, en ons kan inligting met hulle deel. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. En dan 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getrou en hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Ons kan nie bekostig om in 'n toestand te wees waar ons nie by ons volle gedagtes en by ons volle verstand kan wees nie. En dan laastens 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Kom ons sluit net die oë om af te sluit. Vader in die hemel, dankie dat ons nie vermoë het om bemagtig te word met kennis, Here, en ek vra dat U met elkeen van ons hier sal wees, Here, waar elkeen sukkel met iets in hulle lewe op een of ander stadium. Here, as daar dinge is wat ons vashou, as daar dinge is waaraan ons verslaaf is, as daar dinge is wat ons gedagtes weghou van U, Here, vat dit van ons af weg. Gee ons die krag om te kies om nie meer hierdie dinge te doen nie. Here, en help ons om wanneer ons sukkel na U toe te hardloop, Here, en te weet dat U kan 'n verskil maak en U kan ons genees van enige iets waarmee ons sukkel. Amen.